Ek weet nie van jou nie, maar ek wil graag deur my hele dag bewus wees daarvan dat die Here by my is. Ek wil aan hom dink, met hom praat, en nie net na hom toe hardloop wanneer iets verkeerd loop nie. Ek wil hy moet so deel wees van my gedagtes, dat ek hom oral en altyd raak sien. Maar ek kry dit nie altyd reg nie. Soms as ek besig raak, vergeet ek eenvoudig, en ek vermoed ek is nie alleen nie. Daarom wil ek vandag 'n eenvoudige geestelike dissipline met jou deel. Iets wat my help om God se teenwoordigheid deur die dag raak te sien. Dis bekend as die daily examen, maar ons noem dit sommer oordink jou dag saam met God. Hier's hoe dit werk. Stap 1. Soek God se teenwoordigheid. Begin deur 'n stil plek te kry waar jy net kan rus. Sit jou selfoon af, haal asem en fokus op die feit dat die Here by jou is. Sommige mense herhaal Jesus se naam saggies in hulle gedagtes. Ander bid 'n kort asemgebed soos: Here Jesus Christus, ontferm U oor my. Of: U is my vrede, ek vertrou op U. Kies wat vir jou werk, sodat jy rustig kan raak en bewus kan wees van sy teenwoordigheid. Stap 2. Dankbaarheid. Volgende gaan jy saam met die Here dink oor jou dag. Wat het gebeur? Met wie het jy tyd spandeer? Wat het jy gevoel? Vra jouself: waar het ek die Here vandag raak gesien? Het hy jou gehelp in 'n moeilike oomblik? Jou beskerm? Jou bemoedig deur iemand anders? Sê dan dankie vir sy teenwoordigheid, sy sorg en sy liefde wat dwars deur jou dag sigbaar was. Stap 3. Raak bewus van jou emosies. Nou gaan jy bietjie dink oor die emosies wat jy deur die dag ervaar het, die positiefes en die negatiefes. Het God dalk iets vir jou gewys deur daardie emosies? Dalk wou hy hê jy moes iemand help, maar jy was te besig. Of dalk wys hy vir jou dat jy in 'n situasie nie liefdevol opgetree het nie. Moenie jouself veroordeel nie. Sien dit eerder as 'n kans om te leer en te groei. Stap 4. Vra vergifnis. Wanneer ons saam met die Here oor ons dag dink, besef ons gou waar ons nie heeltemal soos sy kinders geleef het nie. Erken dit eerlik voor hom, vra vergifnis en ontvang sy vrede. Stap 5. Kyk vorentoe na môre. Die laaste stap is om oor die volgende dag te dink. Wat wag vir jou? Vra die Here om jou te lei en jou te help om die pad saam met hom te stap. Vra hom ook om jou te help om deur die dag bewus te bly van sy teenwoordigheid en sien met verwagting uit na wat julle saam gaan doen. Hier is ook 'n paar wenke wat jy in gedagte kan hou. Nommer 1. Skryf neer wat jou opval of waarvoor jy dankbaar is. Dit help jou om gefokus te bly en terug te kyk hoe die Here werk in jou lewe. Nommer 2. As jy die dag baie besig was, kies net 1 of 2 oomblikke in die dag om oor na te dink. Nommer 3. Maak 'n punt daarvan om die emosies wat jy deur die dag gehad het raak te sien. Dit is baie keer een van die maniere hoe die Here met jou praat. Nommer 4. Dan is dit ook belangrik om die Here in die alledaagse te soek. Dit is maklik om hom in groot dinge te verwag, maar hy is daar in die gewone dinge ook. So soek hom in die alledaagse, want jy gaan hom verseker daar kry. Nommer 5. Die beste tyd om hierdie geestelike dissipline te beoefen is aan die einde van jou dag. Maar jy kan dit ook in die middel van die dag doen en net terugkyk na die oggend wat verby is. Daar is nie 'n regte of verkeerde manier nie, so gebruik dit soos dit vir jou die beste werk. Wanneer jy jou dag saam met die Here oordink, leer jy om hom raak te sien. Nie net in die buitengewone nie, maar in die alledaagse. En is presies daar in die gewone oomblikke van ons lewens, waar ons hom gewoonlik nie raak sien nie, maar baie nodig het. So, sit elke dag 'n paar minute op sy om stil te raak en jou dag saam met die Here te oordink. Jy sal verbaas wees hoe naby hy regtig is. As hierdie video vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om regtig bewus te raak van sy teenwoordigheid in jou daaglikse lewe.